Welkom by Tafel vir Twee, waar ons saam aansit vir eerlike gesprekke, inspirerende stories en alles wat die troubedryf so besonders maak. Vandag sit ek met 'n baie spesiale gas, Nicole. En ek wil maar net vir jou sê, dit is vir my 'n groot voorreg dat jy bereid is om vandag op Tafel vir Twee te wees. Ek voel baie geëerd. Baie dankie. Welkom. Ja, ek's excited. Such a fangirl. Dankie. Nee, dit is besonder special, so ek sien baie uit vir vandag se gesprek. So, kom ons begin sommer reg by die begin. Nicole, vertel ons 'n bietjie van jouself en van jou storie en hoe het jy in hierdie troubedryf beland? My word, mense storie. As jy begin by jou storie, voel ek net soos sodra jy begin iets sê en is vas, verander dit alweer in die industrie. Absoluut. So ja, ek het nie heeltemal almal het 'n storie, maar ek dink nie ek het dit was my droom. Dis wat ek doen nie. Ek voel dit is iets wat elke dag verander nog steeds en ek dink is maar geleenthede wat oor jou pad kom. Maar ek het begin in die industrie om by Allied te swat, as we all do. Yep. Dit is net maar die ground basis, al is dit net vir kontaks maak en leer en alles. So eers 'n besigheidsgraad gedoen, toe weet ek wil events doen, toe gaan swat ek by Allied. Ja, ek dink ek nogal my Allied journey baie slim benader in die sin van baie wyd my internships gedoen, bietjie gastehuis, bietjie mode, bietjie venue, alles. So toe weet ek nog steeds nie wat ek wil doen nie, maar ek het geweet ek's in die regte industrie. Okay. So I just loved everything. En dit was baie lekker en toe ja, baie geleenthede gekry met my internships, gastehuis geloof, bietjie dae gewerk, mal oor dekor, blomme, alles. So ja, my belangstellings is baie wyd. So ja, so het ek maar begin. My eerste werk was by daai tyd toe net nou IWZ gewees in dekor. Ja, dekor, daar was ek gewees vir jaar en 'n half en toe het ek Pretoria toe getrek, toe sit COVID. Ja, so dit was ook nou nogal 'n journey. Toe was ek so 'n bietjie vir 'n tyd 'n PA gewees en dit is net regtig humbling. Ja, so toe sit COVID gewees en toe na COVID het ek begin by All Things Wedding, waar ek in dekor en blomme gewerk het en lank dit gedoen het, baie lank dit gedoen, selfs toe ons weer teruggetrek het Kaap toe, hierso gewerk, ja, en toe het die venue oor ons pad gekom. Baie vinnig, nooit gedink dit is wat ek sou ingaan, die venue nie. Ja. Nooit regtig eers 'n lang internship, soos selfs by Eureka was dit baie soos wyd en so, nie regtig gedink ek sou dit doen nie. Ja. Maar regte tyd, regte plek en hier is ons 3 jaar later. Still going, still growing. Voel ons kry nuwe eienskap elke dag waarvoor ons baie dankbaar is en groeie sukses, ons is baie dankbaar vir dit. Yes, dis ongelooflik. Ja. So vertel vir my, hoe het julle toe op die ou einde die eienaars van hierdie pragtige venue geword? Wow, ja, dit is 'n storie wat ek lief om te vertel want dis regtig dit op sy eie sy getuienis en net hoe alles uitgewerk het. Ons het die venue gekoop die maand van ons troue. Oh, lovely. When it rains it pours en ek voel 100%. maar dis kind of ek het nou vrede gemaak, al 30 jaar into my life. Dis dinge vir my gebeur. Dit is alles gelyk of dit is nie. En dit is so 'n voorreg en ja, hoe ons alles kon manage soos amen. Net om by dit uit te kom, maar dit is so 'n snaakse storie. So 'n industry friend van my het geweet dat ek soek al so lank. Ek het hierdie behoefte gehad na Pretoria en tussen die dekor en alles en so om my idee was altyd om soos 'n venue te hê vir 'n spesifieke soos kitchen teas en kleiner events en so. Ja. Never as big and as wonderful as this. Ek wat so klein droom. Ja, nee. Ja, dit en langs die kort ek kan nie presies onthou nie, maar ek weet dit was 'n Vrydag aand en ek weet ons nog in Durbanville gebly en ons was letterlik so amper op ons troumaand en dit was March en ons het die aand op die bank gesit en die industry friend stuur toe vir my 'n link aan van kyk hierdie spasie is available, maar so dodge en alles looking like this en alles wat dit bied en dit was letterlik 'n Facebook ad wat sê R1. Oh, wow. This is available R1. Wow, Dream come true. Ek is soos ha. Maar dit was just a very trustful source. Verstaan die persoon ek vertrou hulle opinie en alles, verstaan, hulle is dan al opgekyk en alles. En like I do with most things in my life, is ek net so Stefan, kyk gou of hierdie legit is gou oor die Stefan. Wow. Lang storie kort,
nie eers 2 keer gedink aan nie, heel waarskynlik aangegaan met TV kyk en Stefan is soos as hy excited raak oor iets, kyk, daai besigheidsplan seker teen middernag al toe nou reg. En dit is crazy, die volgende, dit was 'n Saterdag, volgende Sondagoggend het ons deurgery en ons het kom view met die agent en ons was net soos dadelik verlief. En ons is soos ons vat dit, ons het nie geweet hoe ons dit gaan bekostig, waar ons die lening gaan kry, wat ons gaan doen nie, maar dit was happening en dit het net uitgewerk vir ons en hier is ons 3 jaar later. Ongelooflik. R1 op Facebook. R1 op Facebook. I wish, maar ja, toe nie R1 nie, It was maar wishful thinking. ja, so ja, dit is crazy en ja, Maar laat dit nou net nie vir jou alles bewys dodge gebeur op wees. Facebook nie. Presies, So, maar partykeer is daar ook, hoop. ja, but let this be your sign, dat Ja. as iets meant to be is, dan sal dit werklik Ja, dit uitwerk en in uitgewerk, plek ja. val, soos 3 jaar later. Ja, en crazy, soos hy het net, Stefan vat net nie nee van antwoord nie, hy was net soos eerste met die agent gechat en Adamant. so, en toe al mense afsprake gemaak en so, maar ons het net, was net, soos, sy het nou slots gemaak en Ja. ons moes toe nou half inval, en ons okay. was toe half eerste en dit het net soos dadelik gebeur en Het klikt. Oh my word. dis regtig daai oomblik wat jy in 'n movie gaan soos dit gebeur en net maar soos het ons dan net 'n venue gekoop. Precies. Dit Maar knyp gaan myself. Ek glo hoe jy ingenieur is en ek 'n ander werk het en soos ons soek net iets anders nie en ons Exactly. trou maar het ons net 'n venue gekoop. Hoekom maar- nou nie? Ja. Maar just add to it. Add to the list. So ja, Yes, nee, dis Nicole. letterlik hoe dit gebeur het. Dis baie special. Ja. Okay, so vertel vir ons, wat is die visie en die hart agter die venue? Sjoe, dis 'n groot vraag. 'n Visie in die hart agter ons venue is, dis eintlik maklik om te antwoord in die sin van 'n venue is 'n venue en is 'n gebou en jy het funksies en alles, maar op die einde van die dag sal jy dan hoop jy jou kliënte stap hier weg met dat jy iets agtergelaat het en kon help met iets. So vir ons visie en hart agter die venue is vir elke liewe kliënt en ons is divers met konferensies, funksies en troue is dat ons kliënte regtig gelukkig hier wegstap en wegstap met hopelik die hoop dat ons al die las van hulle afgevat het en die funksie makliker gemaak het. Ja. Dat hulle op die ou end happy was as dit nou kliënte was van hulle wat hulle met entertain of vertroue, dat ons net voel soos we've nailed it en ons het dit reg gedoen van die kos tot die diens. Ja, ons bied 'n baie persoonlike diens met ons kliënte, ons stap 'n pad. Ja, ons ken ons kliënte, ons is baie gelukkig met ons kliënte. Ons bied 'n baie persoonlike kant van dinge. So ek dink as my kliënte kan hier uitstap en sê dit was amazing vir hierdie en hierdie redes, die kos was goed, die diens was goed, dan is ons happy op die einde van die dag. Ja. Sure. Op pad te stap met ons kliënte en Ja. regtig betrokke te wees. Selfs met 'n funksie. As ek vir 'n PA kan help om die jaareindfunksie makliker te maak, soos give it to me en jy het nog op en jy voel dit was suksesvol, that's why we're here. Precies. Ja, ek weet ons bied baie meer as net meeste venues doen. Dit wou ek nou nou sê. Ek dink dit is ons hart ook met dit. Dit is nie dat jy weet ons wil en ons kan en ons het die vermoë Ja. en almal is ons bo gemiddeld en bied so baie. So ja, ek dink dit is ons hart om meer te gee as wat ons moet. Ja, 100%, ek kan getuig en dit is werklik spesiaal want dit is nie net nog 'n funksie wat op julle boeke kom of nog 'n nommer nie. Julle hanteer dit uit en uit die individu wat dit is en wat daardie persoon se se needs is en julle nie net meet dit nie, maar exceed dit. Dankie, ek waardeer dit. Coming from you wat nou al die pad saam met ons stap. Ek waardeer dit regtig baie. Ek dink saam met dit is makliker gesê as gedaan. Ja. Met dit kom dit ook met wat is ons prioriteit en wat is ons lyn en ons kapasiteit. Want Ja. dit is nie vanselfsprekend om dit vir almal te kan gee. Nee. So besig soos wat dit is in 'n November met year-ends en alles nie. So dit vat beplanning en ja, there's a lot going on behind the scenes, is laat nag, dit is vroeë oggend. Jy weet. So ja, dit is ons hart en ons sal aanhou hard werk vir dit. Dit was ons sukses tot nou so. Dit is ons doel en dit gaan ons vorentoe vat so ver as wat dit moontlik is. Uit en uit die moeite werd. Okay, hoe sou jy sê het die venue oor die jare al ontwikkel en verander in jou oë? Ontwikkel en verander. Jo, dit is nou ons 3de jaar dat ons in hierdie is. Ek moet sê elke jaar en elke seisoen is anders. Ja. Ons het ons jare wat soos maar 2027 was al einde 2025 uitgeboek gewees, waar dit so vinnig gaan en die datum so vinnig vol raak. En dan tot stiller maande in 'n jaar wat weer kom, wat ons gedink het as ons gaan op waar ons laas jaar was, moes ons nou al
verder geboek gewees het of iets. So life happens, seisoene verander, mense verander. Politiek, ekonomie, alles speel 'n rol, as die eierprys opgaan, ja, dis 'n hele storie, maar ja, daar was baie ontwikkelinge vir die laaste 3 jaar, maar ook nie. Ja, it's the same recipe, it works. Ons hou by wat werk, ons hou by ons prosesse en dit was ons sukses tot nou. So, dit is moeilik om besigheid te meet en groei te meet en alles, maar ja, daar's maar daai basiese goed wat elke winter gebeur, daar's daai basiese goed wat in seisoen gebeur en ja, om dit maar net te manage as wat dit kom. Ek sê altyd in die industrie moet jy eerder 'n besigheidsmens wees as 'n creative. Baie beslis. So ja, nee, ons raak kreatief. Ons het daarom nog sover elke seisoen en elke winter oorleef, ontspan groei. Ja, nee, dit werk al vir 3 jaar en ons is baie dankbaar. Yes, dis great. Regtig. Wat dink jy moet verloofde paartjies oorweeg voordat hulle begin kyk na 'n trouvenue? Ja, voordat hulle boek en dinge, ja. Kyk, dit is 'n fantastiese tyd in enigiemand se lewe en jy's op 'n high, of jy nou al kyk voordat jy verloof is, secretly jy weet dit kom, jy verf al jou nails vir jare. Ja, ons het so verskillende baie angles. Ek kyk altyd vir 'n viewing soos het hulle ring aan, waar staan ons? Exactly. Ja, ag, dit is elke proses is anders en elke mens is anders, maar ek moet sê dit jy sal baat om al min of meer 'n idee te hê om te weet wat jy wil doen vir jou troue. Jy weet jy soek 'n plaastroue, dan gaan jy nie by 'n Cavalli boek en daai effek probeer kry nie. Ek weet dit klink stupid, maar die plek en die venue wat ek kies, spesifiek venue gewys, gaan jy die sukses uit dit kry as jy weet wat jy wil hê. Definitief. So as jy 'n Nicole is en 'n swart in 'n swart en wit troue soek, gaan jy nie 'n plek boek met delfteeltjies nie. Bestaan, want dan op die einde van die dag gaan jy meer geld spandeer as wat regtig nodig is. Precies. En dan gebruik die venue wat jy boek, moet jy gebruik dat jy basies kan manipuleer en rondspeel dat jy nie onnodig geld spandeer op jou dekor nie. Dekor is belangrik. Ja. Sal nou daarop. Let's not kill that industry. Ja, maar ek dink om net slim te werk en te weet wat jy soek. Ja, sal later seker in diepte in dit gaan, maar weet wat jy soek in 'n venue en geen vraag is 'n stupid vraag by 'n venue viewing nie. Presies. Vra wat jy wil vra en gaan op 'n gevoel. Jy moet definitief by almal omgaan, want jy sal weet wanneer jy daar is. Ja. Dis soos die man. Jy gaan net weet. Dit praat met jou. Ja, of die saal gaan met jou praat, of die mense wat daar werk gaan met jou praat, maar jy gaan weet, hier is ek gemaklik en dit is wat ek wil hê of nie. Dit is so, mens moet na elke liewe een toe gaan, want jy gaan altyd wonder, voordat jy besluit maak. En ja. Trust your gut. Okay. En wat sou jy sê is die grootste fout wat paartjies maak wanneer dit kom by 'n venue kies? 'n Goeie venue sal al jou vrae geantwoord het na die viewing. Mic drop. Ek glo dis nie net die paartjie se verantwoordelikheid om daai vrae te vra nie. Jy as venue het ook 'n verantwoordelikheid om vir mense te lei. Dis sê byvoorbeeld by ons is baie flexible en help ons kan, maar ons het ook verpligtinge. Ons 'n amazing chef, jy moet ons drank gebruik, staffing en dis ook ons verantwoordelikheid om dit en daai inligting oor te gee aan die kliënt voordat hulle besluit maak. So ek dink dit is baie belangrik vir die overall sukses. Ek weet nie van ander mense nie, maar vir my intensie is nooit om iemand te probeer uitvang of enigiets nie, en ek voel daar's baie keer baie negativiteit in die trouindustrie as verskaffers ook, want hierdie is nie gesê nie. Presies. Asof jou kontrak dit nie cover nie, maar ek dink dit is ook ons verantwoordelikheid om dit te kommunikeer en op die ou end om net verhoudings, jy weet, goed te laat loop is om hierdie goed te sê. En net, jy weet, dit maak net die paadjie smooth en jy voel net daar's nie grys areas op dit nie. So om net te weet wat jou venue se reëls is en maar net goed deur 'n kontrak te gaan. 'n Troudag is soos enigiets anders, maar 'n kontrak met jou venue is maar soos om te huur. Jy moet dit verstaan wat ingesluit is. En dan is daar die klein sinnetjie. Ek voel dit is die mees belangrikste. Dan is daar die klein sinnetjie. Ek het dit nou net vir almal gaan makliker maak by ons. Ons pryse is weird want dit sluit VAT in. Maar including or excluding VAT. Ja. Ek voel as 'n bruid, ek's definitief 'n beter planner nadat ek 'n bruid was. Gaan lees hom. Gaan lees hom, want hy kan 'n R100,000 verskil maak op groot bedrag. Presies. So ja, ek dink soos ek sê, dis nie net die koppel se verantwoordelikheid nie, maar daai klein goedjies maak 'n groot verskil.
Okay. Ja. So. Hoe lank voor jou troudag sou jy sê moet jy 'n venue vir jouself vasmaak? Dis 'n moeilike vraag. Want daar is nie regtig 'n regte antwoord nie. Ons het al troues gedoen in 4 maande, ons het al troues gedoen in 6 maande. Shit happens. Ek troue geboek vir iemand 'n maand voor die tyd want hulle venue het hulle gedrop. Oeps. So everything is doable. Ek dink jy moet weet wat wil jy uit die venue kry en wat die verantwoordelikheid nog oor is. Okay. Die regte antwoord sou ek sê vir die venue, die planner en vir die koppel om dit te geniet. Absoluut. 1 jaar. Okay. Om tyd te hê vir alles. Afhangende wat se pakket hulle wil hê en hoe betrokke die koppel self wil wees. 1 jaar is lekker, daar's genoeg tyd om alles te doen. Die planner kan kom vir 17 site visits, die chef kan die tasting en alles doen. Jy kan jou dekor nog 7 keer verander. Jy weet daar's tyd nie net om te spaar en om te betaal nie, maar om dit regtig in te neem en te geniet. Ja. So sê 'n jaar. Okay, 12 maande, ek hou baie daarvan. Ek stem ook saam. In jou opinie, wat sou jy sê maak dat een venue beter by 'n paartjie pas as 'n ander? 'n Gevoel en 'n diens. En ek dink 'n pad wat jy stap met die mense. Ek het al baie uit 'n planners perspektief en 'n venue perspektief gesien dat kyk, venues is mooi. Die kompetisie daar buite is rof. Alles in die Kaap is mooi, alle venues is mooi. So dis moeilik om te sê, jy weet, wat maak A beter as B? Okay. Jy weet, dis modern, dis features, dis 'n spesiale dag. Ek dink dis waar diens en kwaliteit, hulp dinge inkom. Ek dink as jy die regte venue kies, gaan jy gelukkig wees met al die aspekte en hulle gaan op een of ander manier 'n las van jou skouers afhaal. Definitief. Ja. En ek dink dit is wat een venue van 'n ander venue laat uitstaan. Hulle moet jou gerus kan stel. Dit gaan nie net oor 'n mooi gebou en prentjie nie. Jy kan die mooiste venue hê, maar as jy gestres is die week voor jou troue of iets soos dit as gevolg van 'n venue, then it's not worth it. So ken jouself en ken die venue wat jy kies. Weet wat se troue jy wil hê. Ja. Ons gaan heel waarskynlik nie die perfekte venue wees vir 'n naweek troue nie, want ons het 'n akkommodasie op die plaas of so nie. That's okay. Dit is okay. Dis dalk nie vir jou nie. Jou baby shower kan nie wees. Jou pre-wedding bride. Ja. Soveel verskillende opsies. Nee, maar dit is so, get clear on what you want. Ja. En dit kan niemand vir jou besluit nie. Nee. 'n Planner kan jou nie help met dit nie, dis 'n prentjie wat jy moet skep. Hulle kan die regte vrae vra en dinge kan begin tikkel en tokkel en jy kan dink, maar dis iets wat jy self moet weet. Presies. Wat is die grootste wanpersepsie wat jy sou sê het mense oor die algemeen oor trouvenues? Touchy subject. Ek mag hierdie sê want ek was in 'n tyd van my lewe al skuldig daaraan. Okay. Voordat ek by 'n venue gewerk het, ek dink meeste mense dink ons werk net oor naweke. Oh yes. Soos wat moet ons venue manager nou eintlik doen? Daar's net Saterdag getroue. Girl, dude. Voltydse werk Ons hardloop 24/7. Soos hier is so baie goed om te doen. Ja, so ek dink dis die grootste wanpersepsie. Kyk, ons is ook 'n venue wat baie meer items bied, maar selfs net 'n venue manager en dis waar dit weer inkom. 'n Venue manager en 'n planner, completely different thing. Ja. Hier is meer as genoeg om ons besig te hou, mense. Ons het 'n 24 uur policy op alle e-posse, we try, maar dit is rof, veral in seisoen. Ek dink ook dit is een van die goed in die industrie, dit is so 'n mooi industrie, maar dit is moeilik. Ja. In 'n week vir ons 3 back-to-backs het en ons probeer skofte om dit net menslik te maak waar Simon sluit, Nika maak oop, ek vat weer hierdie skof. Behalwe daai skof en die volgende 2 dae se skof moet ons by ons e-posse uitkom. Precies. Ons moet seker maak daai kliënte die beste dag van hulle lewe. Ja. Dis rof. So there's a lot going on. 100%. Ja. En al die admin, it never stops. En hierdie troue wat jy jou alles voorgee, sorry bruidjie, maar daar's nog troues voor en na joune. Ja. En ja, dis gou completely off topic. 'n Ander ding wat vir my partykeer so moeilik is om te verstaan en ek was al 'n bruid. Ja. Maar wat vir my so moeilik is om te verstaan en te kommunikeer dat jy wil nie hê ander bruide moet jou planner pla op jou troudag hê. Ja. Maar jy druk hulle op iemand anders se troudag vir vra. Of 'n WhatsApp op 'n Saterdagmiddag 3:00. Ek was al by 'n seremonie met my foon op silent is en dan ping ping. Ja, dan bel hulle my. Oh my word, soos nou nie. Saterdagmiddag 3:00, soos meeste mense slaap. Ons werk, maar Precies. verstaan as ek net soos
Ja, jy wil nie ander mense moet met jou doen nie. Dis waar. So ja. Ek love Wat dit. was nie die vraag nie. Nee, glad nie man. Daar maar antwoord ek op jy jou. het, Yes. dankie. Ag, yes. Ja. Wat sou jy sê laat 'n troue regtig by julle venue uitstaan? Diens. Diens. Hoop ek, dis ons hart soos ek gesê het. Ek is al baie gelukkig en dankbaar wees as my kliënte wegstap. En selfs al is dit net die koppel of net die kliënt wat geboek het en weet, hulle gaste het die kos gelaaf. Hulle was happy met alles. Alles was op hulle standaard, dan is ek happy. En ons kry dit reg so ver, van wat ek verstaan in ons feedback en dit is die rede dat ons kan aangaan in seisoen. Ek het al doodmoeg op 'n Sondag daar gesit by die huis en dan kry ek daai boodskap om te sê dankie, dit was die beste troue ooit en dan charge dit jou net weer om die volgende week te gaan. Definitief. En dit beteken soveel meer vir ons en as span as wat mense besef. Ja, o, So, jene, dankbaarheid gaan, it goes a long way. Dit is nie net 'n werk nie. Nee. Dit is jou tyd. Dit is Precies. it's not a 9 to 5. Verstaan, it gets personal. Dit Precies. is laat aan se werk en alles. So dit gaan so ver, maar ja, maak nie saak hoe moeilik 'n troue is of wat ook al gebeur nie. As jy daai boodskap kry, dis asof alles anders net weggaan. Absoluut. Wat gebeur agter die skerms wat jy sou sê gaste nooit sien nie? Waar begin ons? van ons sien. Ek dink nie mense besef aldag wat almal wat betrokke is agter die skerms insit nie. 'n Troue is baie, kan vir enige bruid vra wat dit self gereël het en alles in 'n verskaffer en so, maar daar's soveel aspekte en soveel mense wat nie sit nie. Ek bedoel enigiets van 'n Woensdag is daai troue Saterdag. As jy weet jy werk vir jou, dit is die blomme tannie wat tot 12 uur blomme doen. Dit is die chef wat al moes Woensdag begin goedjies botter om betyds by alles uit te kom. Die venue managers wat al die tafels moet skuif en alles reël, stoele dra. Daar is soveel wat aangaan agter die skerm, so sweet en trane. Dis wat hulle nie sien nie. Ja. Nee, daar's regtig baie wat aangaan. Dit gebeur nie net nie. Nee. En dan as dit gebeur, moet dit ook weer ontgebeur. En mense vergeet, mense sê so maklik die mooi troue, maar dit moet weer onttroue. Deur 'n maandag om weer reg te wees vir 'n volgende mens. Partykeer flippend breakdown die aand vir die volgende dag. So nee, daar's baie wat aangaan. Baie. En ek dink baie van die kliënte sien. Ons moet meer video's begin maak behind the scenes. Nee, Ja. ek dink dit sal bitter interessant wees. Ja, nee, daar gaan baie in 'n troudag in. Maar solank hulle dit besef en weer Meeste mense doen daarom, ja. Ek stem. Volgens jou, wat is iets wat paartjies heeltemal onderskat wanneer hulle besig is om hulle troudag te beplan? Heeltemal onderskat is hoeveel dit uit jou tap, emosioneel, jy deel met die families, besluite, finansiëel, alles. Ek dink koppels moet eerlik wees met hulle self van nadat jy jou venue vasgemaak het en 'n datum het. Moet jy regtig eerlikwaar sit met jouself en eerlik wees, wat is my persoonlikheid en wat is my kapasiteit? Okay. En dit is wat jy moet gebruik om jou te guide hoe om jou hulpbronne te gebruik. Yep. Is ek die tipe persoon wat alles kan doen, wil doen, sal doen en ek's happy met the on the day. Wat bied my venue my, wat gaan ek toelaat dat hulle dit vir my doen en is ek nie dalk iemand wat hierdie net gaan geniet as ek full planning gaan nie. Ja. En dit is waar jy jou geld gaan spandeer. So ken jouself in hierdie proses want dit gaan dit net baie makliker maak vir jouself. Definitief. Ja. Sure. Nee, ek stem. Ek is saam met jou op daai. Soos wees eerlik met jouself. Know you. Ja, exactly. Wat maak volgens jou 'n uitstekende gasteervaring by 'n troudag? Ek dink die algehele experience en my ouma sal nou as ek my taal so meng. Toe maar ek doen dit ook. Algehele kom ek sê dit so. Ek glo in 'n tydlyn Ja. en ek glo in 'n akkurate tydlyn. Ja. Kyk, op die dag kan mense dit wing en om dit speel en, maar daar is 'n plan vir die dag en daar is tog 'n rede hoekom mense dit doen. En ek dink tog op die einde van die dag jou gaste
ervaar dit. En nou, jy kan nogal ervaar by 'n troue as jy dink ek wat ook al by persoonlike troues was en so. Jy kan voel hier was beplanning ingesit en hier is hierdie deur ding. Jy weet, dit is nie donker voordat ons in die saal ingaan en hierdie en so nie. So ek dink as al struktuur gegee word aan jou event en dit bestuur word vir ons op die plaas byvoorbeeld en hoe ons dinge hier bestuur. Ons weet waar daar diens kort. So van die oomblik wat ons gaste arriveer, is daar waiters om hulle te ontvang en te lei waar om te gaan. Dis klein goedjies soos dit, maar jy wil nie aankom jy's dalk laat, hardloop rond, verstaan, dis klein goedjies wat die ervaring maak. Dit is hulle wat ook na 'n spesiale geleentheid toe gaan. En dan show up in small ways. Soos ag die hoeveelheid skoene, hakke wat breek op pad lawn toe, wat ons al moes plak en so. Dit klink so stupid, maar as jy dink jy het nie ekstra paar skoene daar nie. Dit maak jou dag as iemand het gehelp met 'n stapler of 'n glue gun of dit so. Jy het ook 'n verantwoordelikheid teenoor jou kliënt en hulle gaste deur om daai diens te bied. Dit is eintlik hoekom jy daar is. Hulle kan nie dit doen vir hulle gaste nie. So ek dink dit overall lekker kos, genoeg om te drink en mense wat net ontvang voel, speel 'n groot rol. Ja. Okay, definitief. Dit is baie spesiaal. In jou opinie, watter seisoen sou jy sê is vir jou die heel mooiste hier by die venue? Ons is baie lucky in die Parel met ons veer. So ek sou sê ons het eintlik nog al 'n lang seisoen, so obviously seisoen somer, maar ek sou sê enigiets van Oktober tot Maart. Okay. Ja, so ons seisoen is nogal lank. We wil dit. Maar ja, enigiets tussen daai maande is jou somermaande, alhoewel dit die Kaap is. Yes. If you want a perfect wedding day, get married on a Wednesday, want daai koue front kom so in op 'n donderdag. Exactly, daai rol hy so perfek in op die Saterdag. Ek dink is net altyd belangrik om opsie B te hê en te help met dit en dit doen mens, maar ja, ek sou sê Oktober tot Maart. Ja, omdat ons wingerd het en sekere blomme in ons blommetjies rank bo baie mooi, die wingerd is mooi. Ja, definitief Maart tot Oktober tot Maart. Okay. So, hy val lekker speak in die seisoen. Wat is die mees onvergeetlike troue wat jy al aangebied het hier by die venue? Of iets wat vir jou besonder uitgestaan het en wat vir jou spesiaal was? Ek dink elke troue het iets. Ja, elke troue, elke kappel, omdat ons so 'n persoonlike diens het en ons kappels ken, dink ek daar's met elke troue rede om te huil vir oomblik en ons doen. Maar daar's so baie, maar ek dink as een wat vir my moet uitstaan was Kirshen en Bonnie Sue 9 Januarie hierdie jaar. Vir verskeie redes. Ek dink dit het ons weer ons kreatiwiteit getokkel en om op 'n ander manier te dink. Dit was 'n tradisionele troue en 'n gewone troue gemeng. Wat ons moes inmeng, dit was rooi en swart en baie elemente. Dit was 180 gaste. Dit was 'n lang dag. Hy 2 uur al begin. Ja, dit was challenging. Ons het platforms gebou. Dit was die hele saal was omskep, die buite was die dansbaan en pre-drinks en alles gewees. Dit was 'n verskriklike mooi troue, maar ag die kappel was ook baie spesiaal en dit was net so 'n lekker journey. Dit het gevoel so 7 Laan elke keer as ons gesels. Maar verskeie redes en ook daai dag het die berg gebrand en alles was swart glas vinyl gewees. So daai as het op alles gaan lê en op 'n manier het ons dit en al daai 180 gaste gemanage en dit was net mooi en ja, met dit alles wat gebeur het, die beste weer, die lekkerste troue, natuurlik 15 gang maaltyd, al daai extras wat 'n troue, jy weet het en alles en so maar op die ou en net die lekkerste troue en ons het soveel sulke troues, maar ek dink as ek een moet uitsonder wat kreatiwiteit getackle het en weer vir ons gechallenge het op 'n ander manier, sou ek sê dis daai een. Amazing. Dit klink regtig besonder. Watter tendense sien julle deesdae die meeste? Jong, draping. Draping is nou weer terug. Dit het 'n comeback gemaak. Ja, in 'n goeie manier. Nie chiffon tie-backs nie. Draping is nou weer groot. Ag, ek voel ons maak nou weer 'n fairy light turn. Ek voel dis iets wat uitgegaan het maar weer terugkom. Okay. Klassieke trouklere, tydloos, weer terug, nie meer so jaar of so terug het ons regtig bond gegaan en baie kleur gehad, so meer klassiek, cream, room, wit. Daai die tradisionele aspekte van 'n troue. Ek voel 'n jaar terug was baie van ons kappels meer rebels van nee, ons gaan nie gater gooi nie, ons gaan nie koek sny nie en so waar daai tradisies nou weer terugkom. Okay. Ja, ek sou sê dit.
Elkeen maak maar, die tendense maak maar so full Ja. circle. Hulle kom weer terug, hulle gaan. Ja. Okay. Maar watter tydlose element sou jy sê, dink jy nie gaan ooit uit die mode uitgaan nie? Troue. Ek dink die vloei van die dag. Okay. Ek dink met 'n troue, daar's sekere goed wat moet gebeur vir dit om 'n troue te wees. Ja. Ek bedoel jy moet 'n seremonie hê, jy moet hierdie. So ek dink dit en die groot tradisie agter daai sal altyd daar bly. Ja. Kyk of jy nou donuts of 'n koek het of daai. Of cupcakes. Hou dit interessant vir ons, Ja. verstaan? Dit is geen troue of dieselfde te wees nie, maar ek dink die overflow en hoe goed moet gebeur. Ek bedoel jy gaan nie jou seremonie en na onthaal nie. Jy weet net Ja. hoe 'n troudag lyk, sal altyd Okay. dieselfde bly. Sou jy ook sê dat paartjies se prioriteite het oor die afgelope paar jaar verander of nie noodwendig nie? Elke koppel is anders. Ja. Ek dink die prioriteite deesdae val wat laat die begroting toe en dis die realiteit. Ek Ja. sê altyd vir my couples, julle albei kry 3 dinge. Dis Ja. great as dit ooreenstem want dan het julle meer opsies, maar het die 3 goed wat vir jou belangrik is in jou troue en werk om daai 3. Die lewe is duur, jou geld spandeer jy daar, die res reuse en abuse ons soos Ja, wat ja, ons kan ja. help aan ons kant. Maar ek dink as jy so werk met jou geld en regtig weet wat is vir jou belangrik, Ja. dit help al sodat jy weet net besluit hoe jy wat wil doen met jou Presies. troue want daar's soveel goed. Ja. Jy kan nie geld op alles Nee. spandeer, dit is onmoontlik. Nee, en nee. ons as verskaffers weet dit. En ons respekteer dit. So ons probeer ook help waar ons kan. Ja. Hoe lyk 'n troudag vanuit julle perspektief af? Baie in orde en beplan, Ja. fyn beplan. Mens raak nie ons is gewoond aan dit, maar mens raak nie gewoond aan net wat moet gebeur nie. Daar's 'n definitiewe plan Ja. en daar's tyd aangekoppel. Okay. Ja. Want ek voel die venue op 'n troudag het 'n baie groot rol wat dit speel Ja. vir al die ander verskaffers om suksesvol te wees. You've seen it. Absoluut. As my venue nie skoon is en my tafels nie reg is en daai goed nie reg is, beïnvloed dit elke ander verskaffer. So daar is tydlyne vir alles, dit word reg bestuur en ja, it's go time. Daar's nie tyd om te sukkel nie. Ons is hier om te help vir al die verskaffers om dit makliker te maak, so ons goed is in lyn soos beloof. Ja. Georden en deeglik. Soos dit moet wees. Maar nie altyd oral is. Ja. Hoe sorg julle span dat alles dan nou wel so vlot verloop? Beplanning en definitiewe rolle. Okay. Ek glo in 'n klein span en verantwoordelikheid in jou rol. So my span sal getuig, ons almal weet waar ons plekkie in die son is en waar ons rol moet inpas. Okay. En ons help waar ons kan, maar daar's 'n sekere persoon verantwoordelik vir 'n sekere rol en ja, dit is ons almal se verantwoordelikheid dat dit gedoen word. Ja, So ja, dit maak tog sin. Nicole, sou jy sê dat jy geniet werklik wat jy doen? werklik. Werklik. Ja, Okay. ek doen. Skus ek moet nou dink daaroor, ek is 'n baie eerlike mens en ek voel hou daarvan. daar's baie goed wat mense moet sê. Ek doen definitief. Okay. Ek dink enigiemand in events moet tot 'n mate dit geniet. Ja. Maar vir geld doen ons dit nie. Glad Ek nie. weet baie mense voel dat ons byt uit en alles is duur en Nee. wat ook al. It's not for money. Right, to break it to you. Ja, ching ching. Dis definitief 'n passie. Ja. Ek dink ook dit vat 'n baie spesiale mens om in ons industrie te wees. Ja. Dit is ongelooflike harde werk, dis lang ure, dit is mense skills, dis konflik, dit is alles in een. Dit is 'n bittergroot voorreg om in die industrie te wees, Ek 'n stem. sukses daarvan te maak en te kan sê jy geniet dit. Ja. Dit is nie aldag maklik of lekker nie. Nee. Dit is 'n vraag, dis 50-50. Ja. Soos ek sê, as jou koppel of kliënt happy is dit genoeg om vir jou vir 'n maand weer deur te druk. Definitief. Maar daar is die goed wat gebeur en dit is moeilik en events is 'n baie moeilike industrie en ek voel nie ons word altyd die krediet gegee wat ons verdien nie. Dis 'n baie ondankbare werk. Amen. In die sin van as jy iemand is wat net lewe op komplimente gaan jy sukkel. Ja. Want jy gee jou alles en nie almal gaan dit altyd so sien nie. Ja. Dis nie Dankie. wat in elke industrie is daar seker dit, maar
ja, dit is regtig hard en daar's regtig baie liefde en tyd wat in dit ingaan. Definitief. So ja, ek geniet my werk en ek is baie bevoorreg om dit al vir 3 jaar te kan doen. Joh, dit is moeilik in die wens. Dit is soos wat die lewe duurder raak ons werk ook duurder. Presies. So ek geniet wat ek doen en ek waardeer wat ek doen en pos die video daar. Nee, maar ek voel ook jy moet tog in ons industrie om te kan oorleef en dit te kan geniet tot 'n mate toe die regte persoonlikheid hê vir dit. En ek voel regtig met 'n eerlike hart kan ek sê jy het dit. Dankie, en dit mens. straal uit. Ek waardeer dit. Ek's 'n verskriklike dankbare mens. Ek kan dit sê van myself, ek ken Definitief. myself. Ek is 'n baie dankbare mens en ek sou dit nie so ver gemaak het vandag as dit nie was vir my hulpbronne en my verskaffers en die mense wat vir my werk nie. So hulle almal speel so groot rol in my sukses. Presies. En ja, ek dink dis hoekom dit eintlik my so emosionele vraag is, want ek het so baie industry friends wat sukkel op die oomblik oor moeilike kliënte en die goed wat mense sê, wat ek gaan never mind jou industrie of die werk, hoe sê jy so iets vir mense? Nee. It's not kind every day. En dis nie altyd regverdig nie. Nee, Maar wat is regverdig? presies. But there is a way of doing things. Yes. En maar mense se audacity deesdae verbaas my. En hoe dierder die lewe raak, hoe moeiliker raak ons werk. Ja. Want jy moet al hoe meer opshow, meer verduidelik, meer werk, maar my kliënte, I'm so blessed. Ek het vanoggend vir Nika gesê ons is so geseënd met die kliënte wat ons het. Dit is ongelooflik. Dit is en om regtig 'n pad te stap en dit te wil doen. Ek dink dis die rede hoekom ons ook huil. Ja, Die meeste troues is- ja. Maar julle besef ook nog waaroor dit gaan want julle sit jou hart en siel daarin en julle het 'n hart vir mense. So julle voel by 'n troue emosioneel aangetrokke want julle het 'n lang pad met die mense gestap. Ja. So weet jy baie mense doen dit maar net omdat dit nog 'n troue is en tik dit af want 'n geldjie hier en 'n geldjie daar of fame is vir hulle belangriker as om werklik 'n verskil te maak in iemand se trou. Ja, maar weet julle wat ek net wil sê is ek dink ons sê altyd dankie as iemand 'n kompliment gee of so, maar wat ons net moet deurgee aan ons kliënte is ek dink nie hulle besef hoe ver daai woorde gaan nie. Nee. Nee. Ons maak soveel opofferings. Ja, dis ons werk en ons doen en meeste werke doen, ek weet dit. Maar en dit is ons keuse om hier te wees, maar joh, ons te funksie gehad Saterdag, daai dankie na die tyd en hoeveel dit vir iemand beteken het, beteken vir ons die wêreld. Definitief. Want vir alles waarvoor ons ja sê ons nee vir iets anders. Exactly. Ons kon 'n afsaterdag gehad het en wat doen mense op 'n afsaterdag? Verstaan. So daar is ander goed, maar ja, ek dink nie mense verstaan hoe ver dit gaan as iemand jou besigheid ondersteun, 'n mooi review los of 'n mooi dankie sê nie, want dit is so skaars. Ja, en dit kos jou niks. Net 'n reminder, dit kos jou niks. Ja. Wat sou jy sê is die vooruitsig met die venue? Is daar enige opwindende planne in die nabye toekoms wat jy met ons mag deel of ja, hoe lyk dit vir julle pad vorentoe? Pad vorentoe, wel, soos jy in my lewe kan agterkom, wing dinge net in en gebeur dit net gewoonlik. Love it. So die waarvan ons weet, daar's definitief vooruitsigte. Enige besigheid moet altyd aanhou bly groei. Ja, so ons kan definitief deel goeie nuus op die plaas en dinge. Is ons kry nog 'n grasperk in die middel van die wingerd. Dit gaan so mooi wees. Ons gaan dit deel met al ons kliënte en share. Ons wag net die gras sal bestel, die lawn is al daar, so ons wag net om dit in te sit want let's be honest, grond is nie mooi nie. Dat ons net 'n mooi foto kan neem, maar ja, so ons kry 'n beautiful grasperk. Hy kyk na die na die berge wat in die middel van die wingerd is. So ek dink dit is so spesiaal. Definitief. So that's happening. So basies 3 mooi grasperke. Okay. En as alles goed gaan, gaan die kantoor 'n make-up kamer raak vir die bruide. Wow. Ja, maar ja. Okay. Ek sit nie 'n tyd aan enige bouery nie. Jy hoef nie, mens kan nie. Under promise over deliver. Definitief. Ja, so daar's definitief dinge wat gebeur aan ons kant. Ons sal aanhou groei soos wat ons besig raak, maar ja, dis ook 'n voorreg om te kan groei en nuwe goed in te bring. Never get comfortable. Opwindend. Ja, ek stem. Ja. Maar wow, dit is regtig opwindend. Ja. Sure. 'n Paar vinnige vrae. Binne of buite ligtroues? Buite. Intieme troue of 'n groot viering? Intiem. Wat is jou gunsteling troublom? Roos. Klassiek, werk. Keep it simple. Ja, betroos. Yes. Betroos. Okay. Gunsteling trouliedjie? Ek
Ek's nie 'n liedjie mens nie. Jou DJ's gaan baie upset wees met daai. Love DJ's, dis julle werk. Gunsteling trou liedjie. Ek chunk altyd op Truly Madly Deeply. Dit hits the right spot. Nie Ed Sheeran se perfect nie. Nee, ons het hom nou al horig gery. Ja, en jy kan nie 'n Afrikaanse troue hê met 'n Engelse liedjie nie. Daai kan ons hê. Kom ons stick to what we know. Ja. Okay. Koeksny of eerste dans eerste? Koeksny. Okay. Champagne toring of 'n nageregtafel? 'n mooi moderne nageregtafel. Maar soos mooi en ekstra en baie en soos regtig cool, bietjie draping, bietjie kakao, cool. Okay. Nie koeksisters en ja. Mini donut balletjies van Woolies. Met daai tannie wat dit so bring met die taphoordeksel. As 'n geheel. As jy nou dink aan 'n verloofde paartjie daar buite, wat sou jy sê is een stukkie raad wat jy hoop daai paartjie hoor voor hulle troudag? Vir hulle troudag. 'n Troue, soos enige ander groot besluit in jou lewe, moet altyd weerspieël wie jy is. Ja. Want as dit nie jy is nie, gaan dit nie voel soos jou troudag nie. En dit het 'n baie groot rol in die sukses van die troue. Voorbeeld is as jy introvert is, Susan, jy moenie speech nie. Dis awkward vir almal. Kom ons doen nie ballet vir die first dance nie. Kom ons. Ja, dit moet weerspieël wie jy is. Mense verwag nie dat jy moet op jou grootste dag buite jou persoonlikheid optree nie. Glad nie. Dit is nie natuurlik nie. Nee. Almal cringe. Jy gaan stres. Jy gaan stres en jy gaan dit nie geniet nie. So ken jouself in die besluite wat jy maak. Jou troudag moet weerspieël wie jy is en onthou om dit te geniet. Jy gaan nooit weer so 'n dierdag in jou lewe en let me tell you, dit is die laaste keer, maar onthou om dit te geniet, want ek dink baie mense met hulle self knyp en hulle dis vir 'n sekere persoonlikheid dalk so stresvol dat ek voel baie kere dat ek weet nie of die mense dit aldag geniet nie. Presies. Definitief op die dag, it's a fun time, maar dit gaan nie, jy lewe nie net vir die een dag van jou troue nie, it's a build up. Doen die tasting, kry die dierkoekboksie, eet hom, gaan op dates, doen alles. Want dit is ook tog tydelik. Jy gaan nie vir ewig getroue beplan nie. Ek gaan nie vir ewig getroud wees, ek. Is dit jou besigheidsmodel? No, there's no back door. Ons het 'n pretty successful rate hier so met ons couple, so ek weet nie wat jou marketing plan is. Ek kan met sekerheid sê nog een van my paartjies is ons skei nie. Ja, so nee, definitief dit. Geniet dit. Ja. Be present. Dankie. Ons praat dieselfde taal. Okay, Nicole, voltooi vir my die volgende sinne, maar dit gaan in Engels wees want dit klink tog net beter in Engels. Sorry, ouma. Okay. The best weddings always represent the couple. My dream couple is one who is fun and have a sense of humor. Jy lag 'n bietjie. Ja. Die lewe is nie so ernstig nie. And trust me, trust the process. Exactly. Ja. Dankie. I'll never forget the wedding where. I will never repeat the vraag. I'll never forget the wedding where the guy was so drunk and windgat. What is it? and cocky. And he just had to go onto the dance floor and do the wormy, but it was so drunk that he bumped his whole chin open and we had to rush to the ER. Bloedbath. Nee, joh. En dronk bloed vloei. Ja, nee, dit was snaaks en crazy op dieselfde tyd. Ja. Foto. En daai mediese sakkies het alles behalwe steken, hè? Ja, en nu met 'n stapler. Presies. Ja. Live band of a DJ? Live band vir pre-drinks, DJ vond al non-negotiable. Yep. Ons het al 'n live band actually gehad met ons het al 'n live band gehad gedurende ete, very vibey, lekker, hier kom die boek en alles, maar 'n DJ het maar net 'n ander effek die aand. Definitief nodig. Jy het 'n DJ nodig. Ons gaan nie verder hieroor praat nie. Nee. Case closed. TikTok songs at weddings. Do we love them or do we leave them? Leave them. Dankie. Long speeches? Niemand hou daarvan nie. Cashbar? Dis fine.
Dis fyn. Luister, die couples het way te veel druk op hulle. Dis so duur om te trou. Daar moet net drank beskikbaar wees. Presies. Ja, en ek dink sê altyd vir my couples, gee iets vir jou gaste. Dis Ja. net mooi maniere. Ontvang hulle met 'n pre-drink, bubbles, glasie wyn vir die tafel. Almal is happy, daar was iets. As jy dan nou wil brandy gaan, hier brandy, maar dit hoef nie noodwendig neer te kom op die couple nie. Ja, ek stem. Unplugged ceremonies. Ja, maar jy hoef nie 'n bordjie te maak nie. Spaar jou stationary budget. Jou esel is vol. Ek kan nie. Esels is 'n ding, ons sal later oor praat. Nie kan gaan daar later so staan. Ek sou vir 'n bordjie te maak. Nee, hoef nie. Okay. Ja, ek love it. Dis Ja. net you don't have to put it on a sign. No. It can be announced. Ja. Nee? Deur die dominee. You don't have to announce it. Genade. Soos jou mense gaan lees die situasie, hoop jy, hulle doen nie. Ek is ook verkeerd, maar nee. Maar oom Johan gaan dalk in die aisle gaan staan met Maar weet jy wat, is dit so erg? Want oom Johan gaan met jou volgende verjaarsdag vir jou of jou anniversary raai foto vir jou stuur wat hy trots geneem het. So Zoom. Ja, dit is waar. 'n goeie fotograaf Dit is- kan edit. Jy het Dis dit genooi. Ja, Sy die pad is. Ja. Ai, retouch. Okay. No, you do you. Laaste enetjie van die sparkler exit. Ons couples gaan nie huis toe nie. Hulle geniet dit tot die einde. So I would not know. Okay. Moenie daai sparkler op 'n tafeldoek sit nie. Maar 50-50. Okay. Hy het sy plek. Okay, twee laaste vragies. As jy iemand kon kies wie baie bekend was wat by jou venue sou moes kom trou, wie sou dit wees en hoekom? Ek is so goed in 30 seconds met bekende mense. Nou kan ek aan een dinkie. Ek dink as Leandi die Rand ooit 'n tweede keer sou trou. Okay. So ek het gelove het om haar trou te doen. Ek kyk so Okay. op na haar as mens Ja. en stylist en alles en so. Maar sal sy nie net die lekkerste bruid wees nie. Soos dit is die Letterlik. tipe mens wat ek dink so lekker sal inpas en dit net Ja. geniet. Nou fassie, goed, Uitspattig. geniet dit net, lekker om mee te werk. That's the goal. Sy het die regte attitude en Happy spirit. planner, happy life. Exactly. Verstaan? Ja. Okay, very interesting. Waarvoor sou jy sê is jy op hierdie stadium in jou lewe die dankbaarste? True. Ek is baie dankbaar vir baie goed. Maar definitief die mense in my lewe, my span wat my help, my verskaffers, ek sou dit nie sonder hulle kan doen nie. Ja. Mense so maklik om dankie te sê vir 'n planner, maar dis Ja. of 'n hele span. Ja. Dis nooit net een mens nie. Never. Verskaffers. Ons almal speel 'n rol in mekaar se lewe. Ons kan nie sonder mekaar nie. Dit is so, nee, net die mense in my lewe, my goeie chefikus, my man wat my help deur alles. Ja, so definitief die mense wat ek in my lewe het, industrie en almal, selfs vriende wat verstaan as ons besig is. Precies. Of familie. Ja, Ja, jy moet mense. begrip hê vir dit. Hulpbronne. Ja. Ag, dis baie spesiaal. As 'n verloofde paartjie vandag na hierdie gesprek luister en daar is net een ding wat jy graag sou wou hê hulle moes onthou voordat hulle 'n venue bespreek, wat sal jy hoop dat dit sal wees? Wees jouself. Vra al die regte vrae. Ja. Die regte mense, die regte venue en die regte mense gaan jou nooit laat voel of dit 'n dom vraag is nie. Nee. Dit is nie 'n dom vraag nie. Jy kan Nee. nooit te veel vrae vra nie. Gaan na al die venues toe wat jy wil kyk, maak seker en jy sal 'n gevoel kry. Ja. Ja. You'll know when you're there. Gaan na Trust it. almal toe en weet net die plek en jou keuse gaan jou troudag, jou grootste dag reflekteer. Ja, Reflekteer so. Ja, be snappy in your decision. Weet, kyk of dit al jou boksies tik Ja. en dan as jy daai besluit maak daai besluit confidently. Okay. Vat eerder 'n week voordat jy boek, maak daai besluit. Want ek weet dat dit het al gebeur in die verlede ook as mense boek en so en dan wil skuif. You don't want that. Nee. Kontrak se kontrak. So vat jou tyd met die besluit want dit is 'n baie groot aspek van jou trou. Definitief. Okay. Ek sluit af.
Sjoe, Nicole, baie dankie dat jy vandag Dankie vir jou. storie met my kom deel. Dit was so spesiaal om uiteindelik weer met jou te kon sit en gesels na so lank. En ek weet ons sien al baie lank uit na hierdie. So ek wil net een ding vir jou sê, dat dankie vir die mooi voorbeeld wat jy, nie net vir my nie, maar vir soveel mense daar buite in ons industrie stel. Want jou hardwerkende gesindheid is werklik iets wat inspirerend is en waarna baie mense kan opkyk. Dankie. Dit is so baie van jou te kom. Nee, enige tyd. En ek wil net ook vir jou sê dat jy kan ongelooflik trots wees op hoe ver jy al gekom het en dit wat jy alreeds bereik het en nog gaan bereik. Baie dankie. En dankie vir jou dat jy die tyd gemaak het om op die show te wees. Ons sien uit om die episodes te sien en waar julle gaan en ja, soos ek vir jou gesê het, dankie vir jou mooi woorde. Dit beteken regtig baie. En dankie vir jou wat hierdie platform bied. Ek dink ons industrie kort so iets en dis vir ons so lekker. Ons kan elke week nie wag om te sien wie's volgende nie. En die geleentheid, ek dink ons leer op baie van ons verskaffers. Ek bedoel, daar's nie regtig 'n bron waar ons regtig so in diepte kan gaan en almal se storie ken nie. So ek dink dit is baie spesiaal en dankie dat jy die tyd maak daarvoor want jy is net so besig. So ja, van ons af baie dankie. Ons waardeer jou. Dankie Nicole, dit is so spesiaal. So as ons nou klomp pas verloofde bruidjies daar buite is wat hierdie trouvenue wil kom kyk en hulle wil julle boek. Wat is die proses wat hulle moet volg, maar ook waar kan hulle julle vind? Okay, so ons is oral, Facebook, Instagram, website, alles. Ja, ons het baie liefde en tyd in ons website gesit, so julle kan maklik op ons website gaan, alles van ons sien, pryse, online kwotasie doen. Daar's selfs 'n 360 link wat jy kan heeltemal deurstap en alles voordat jy 'n viewing doen. So ja, daar kan jy 'n viewing by ons boek. Jy is so welkom by ons te kom kuier, 'n lekker koffie te drink, die span te ontmoet. Ons help enige tyd wanneer ons kan. En ja, van daar af sal ons julle deur die proses vat en deur alles verduidelik. Amazing. Ek sal ook alles op die skerm sit waar hulle julle kan vind. Maar ja, dis dit. Ja, dankie vir jou tyd. Ek waardeer dit. Dit is besig en ons waardeer dat jy tyd maak vir ons. Enige tyd. Oh! So spesiaal. Daar is iets besonders wat gebeur wanneer twee mense om 'n tafel sit en stories deel. Dankie dat jy geluister het. Tot volgende keer.